Hallo julle almal, baie welkom by hierdie boodskap. Toe ons so paar weke gelede die groot storms gehad het en die wind wat so gepluk en geruk het, bome omgewaai het. Nou hier is een van die gevolge, eintlik 'n pragtige stuk stam, né? Wat ou Boetie ons gehelp het om ons buurman en Johan, hulle het gehelp om dit op te saag. Nou wat doen jy met 'n stomp? Lekker vuur maak hout, kap dit op, of 'n tafeltjie om my Bybel op te sit, of 'n stoeltjie om op te sit in die tuin, 'n versiering in die tuin, of jy kan 'n stuk houtwerk hier gaan uithaal, iets maak hiervan en 'n kap en timmer en so. Hierdie ouetjie gaan nou nie weer groei nie. Kyk, daar is geen wortels nie. Dis nou die ding en daar's nie lote nie en daar's niks wat uitloop uitspruit nie. Maar wanneer jy 'n boom afsaag en daar is 'n stomp op die grond, maar daar's nog 'n wortelstelsel. Al het ek het bietjie gaan lees, al het die boom omgeval, al is die boom uit die grond geruk, jy kan nog 'n boom red. Baie moeilik. Daar's 'n hele prosedure van die boom weer in die gat plaas, rondom uitgrawe, grond ensovoorts, vasstamp en so. Goed. Om afgekap te wees, om soos 'n stuk boomstomp te wees, waar daar groei was, waar daar lewe was, waar daar takke was en lote en blare en miskien vrugte, net die stomp. Hier is baie stompe, oral waar die storms was. Party teen die grond afgesaag, afgekap. En daar is by baie van hulle nog 'n wortelstelsel. So is ons lewe. Jy moet maar vir jouself vra, in die huis, die gesin, die huwelik, jou werk, samelewing, kerk, waar ook al. Ja, ons samelewing, ons politiek, ons regering, dienste, die regstelsel, die dinge in die samelewing wat verkeerd loop, afgekap, morele waardes en 'n stuk stomp wat oorgebly het. Miskien in jou persoonlike lewe, in jou gevoelens. Miskien voel jy afgekap in jou gedagtes, jou kontak met mense, jou kontak met God. Afgekap. Takke en vrugte en groenigheid en blare is daarmee heen. God spesialiseer in stompe, bome wat afgekap is, menslike bome en stompe wat afgekap is. In Jesaja, hoofstuk 11, God se volk, Israel, Juda, deur die Assiriërs verniel. Later in hulle lewe sou dit die Babiloniërs wees. Heel wat later, toe Jesus op aarde was, die Romeine, die Romeinse owerheid,
wat die volk van die Here onderdruk het. En ongelukkig het hulle nou maar koalisies, ooreenkomste aangegaan met die vyand. Hulle beginselspryse gee, agter die vyand, die Assiriërs se afgode aangeloop, hulle eie moreel geestelike lewe afgeskeep, hulle verhouding met God afgeskeep. Daar was nog godsdienstige dinge, daar was nog tempeldiens ensovoorts, maar dit was uiterlik 'n vorm godsdiens. Ons moet maar gereeld vir onsself vra of ons godsdiens nie maar net 'n vorm godsdiens geraak het nie, en daar's nie werklik lewe van die gees van God nie, 'n lewende verhouding met Jesus, met God ons Vader nie. En sondes wat inkom, sosiale samelewings sondes, onreg in die regstelsel, onreg teenoor mense, verdrukking van armes en hulpeloses, ensovoorts. Afgekap. Hulle het dit oor hulle self gebring, en die Assiriërs is deur God gebruik. Die Assiriërs is deur God gebruik om hulle te straf, om hulle te tug, om hulle terug te bring, om vir hulle te sê, luister, ek kan weer iets met die afgekapte stomp doen. Jesaja 11. 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Isaai, die vader, die pa van koning Dawid. Dawid, magtige koning, 'n magtige ryk, die Israel, en ongelukkig het die ryk tot niet gegaan, in twee verdeel, skeuring. Dit wat in Dawid se tyd opgebou was, is afgebreek. Israel, die naam Israel beteken God veg vir ons. Later het dit gelyk of dit glad nie meer so is nie. Hulle was nie meer aan God se kant nie. Die twee stamme, ryk, Israel en Juda. Isaai, Dawid se pa, sy naam beteken om in besit te hê, Daar is iets, daar is nog iets. En daarom word dit hier genoem. Want kyk, uit Isaai, Dawid, en uiteindelik uit Dawid, die Messias, die een wat verwag word, die volmaakte profeet, priester en koning wat sou kom. Hulle het gereeld, maar hierdie verwagting gekoester. Ons lees in Jesaja 7, julle kan gaan kyk, 'n kind is vir ons gebore, en dan word gepraat van Immanuel, God met ons, maar dit wys vooruit na die volmaakte Messias, die volmaakte koning, regeerder, God se geestelike regeerder en God se geestelike koninkryk wat sal aanbreek. Nie 'n aardse koning met aardse mag en allerhande powers en invloed nie. Nee. God se mag, die gees van God se krag. En dan ook 'n deel wat baie in Kersfeestyd gebruik word, Jesaja 9, die volk in donkerte het 'n lig gesien, en dan vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. En uiteindelik wys dit dan hier na Jesus Christus wat gebore word. Matteus 1, die geslagsregister van Jesus, voorgeslag, Isaai, Dawid, en uiteindelik Jesus Christus, die volmaakte koning van God, die verlosser wat gebore word. En hy is hierdie takkie. Hy is hierdie uitspruit, die een wat die uitspruit. Dit is om uit te stoot, dit is om weg te breek van wat jou binnehou, van wat dood is, om dit uit te stoot. 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Sien julle, van wortels na stam,
Alles het afgekap. Daar kom weer 'n loot. Daar kom weer iets uit, daar kom weer 'n takkie. Daar sal weer blare wees, daar sal weer vrugte gedra word. Jy sal weer, sê God, my kind, my volk, jy sal weer vir my iets beteken. Waar daar nie meer vrugte in jou lewe is nie, dit sal weer kom. Die vrug van die Heilige Gees, dit wat God gee in ons, daar sal weer groei kom, van klein na groot, van klein na groot, dit sal weer kom. 'n loot is maar klein, 'n takkie, die Hebreëus beklemtoon dit, klein. En heel wat later, miskien 'n paar jaar, baie jare, dan daardie geweldige groei. Jesus praat van die mosterdsaadjie, wat 'n magtige boom word. So is die koninkryk van God. So kan dit in jou lewe, jou huwelik, jou gesin wees. So kan dit in ons samelewing weer wees. In die ekonomie, die politiek en mense se lewens, dit kan so wees oor die wêreld, waar daar oorlog en geweld is, hierdie Midde-Oosterse gemors waarmee ons sit. God kan laat groei. God spesialiseer in afgekapte boomstompe. Vat hierdie woorde. Takkie, daar was niks. Of die takkie het seer gekry, geval. En dan kom maar 'n ander takkie uit. Uitspruit. Gewonder ons praat van ons kinders in die ou dae gepraat van die spruite. So mooi, hulle spruit so uit die gesin, nê. Stomp van Isaai. 'n stomp. Afgekap. Waarvoor kan dit gebruik word? God sê, toe maar 'n loot. Want daar is wortels en dit sal vrug dra. Die wortelstelsel het God in jou geplant en jy is geanker. Dis wat dit beteken. Jy is geanker. In Efesiërs 3 lees ons ietsie hiervan. Efesiërs 3 vers 16 en 17. Paulus sê, ek bid dat hy, God, deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid, nie geestelike bedelaars nie, hy het 'n rykdom, sy mag, sy liefde, sy krag, sy wonderlikheid, aan julle die krag sal gee. Dis tog wat dit is, wanneer daar weer groei is, nie? In die natuur, die krag sal gee om innerlik sterk te word, die stomp sal weer sterk word, die wortelstelsel, die takke, die lote, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, dat julle in die liefde van God, gewortel, gegrondves sal wees, in God se grond, gevestig. Dink aan die gelykenis van die saaier wat Jesus vertel het, van die saad val in grond, maar daar is onkruid, daar is net 'n klipbank, een deel, en dit vinnig saad geskiet, maar daar was nie 'n wortelstelsel. Maak seker dat jou wortelstelsel in Jesus Christus, in God, vas staan. 'n ander gedeelte is Kolossense 2 vers 6 en 7, dan sê hy, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Jy sien, soos Jesus gesê, die wynstok, julle is die wynstok, of julle is die lote, ek is die wynstok. Ek is die wynstok, sê Jesus, en julle is die lote. Julle moet veel vrug dra. Dit beteken 'n intieme verhouding met hom, in verbondenheid met hom lewe, aan hom verbind, in hom gewortel, op hom gebou, vas in die geloof. Daarom in 1 Korintiërs 15 sê Paulus, hy gebruik daar ook in 1 Korintiërs 15, hy praat oor die opstanding van Jesus, oor die saadjie wat gesaai word, en dan, dis maar verganklik en klein, en dan die magtige groei, die onverganklike, het vergaan nie. Het gaan nie tot niet nie, want dan praat hy,
die opstanding, wanneer ons sterf, onmiddellik wanneer jy sterf, sal jou gees sal opstaan tot 'n nuwe lewe. En in God se finale hemel en koninkryk. En dan sê hy, daai groei, en daarom sê hy koggel die dood amper, dis nie 'n goedkoop spot oppervlakkig nie. Hy het die reg om te sê, die kinders sou so tong uitsteek nie, dood, waar is jou angel? Waar is jou krag? Jesus het opgestaan, en hy sê, daarom wees standvastig, sterk, onbeweeglik sterk, oorvloedig in die goeie dinge van die Here, vrug dra. As dit nie in jou en my lewe gebeur nie, en die stomp verdor uiteindelik, die wortelstelsel is verrot, die ankerplek, jy is nie meer in Jesus God gewortel nie, dan gebeur ongelukkig wat Esegiel 31 sê oor hierdie einste Assiriërs, nee. Hy sê, wie het soveel mag gehad as jy? Daar was Assiriërs, seder op die Libanon, takke en bome en alles, die mooiste, sy pragtige takke, skaduwee gegooi, hoog gegroei, tot in die wolke, hoër as al die ander bome. Sy takke meer en langer, al die voëls het kom nes maak in sy takke, in sy skaduwee het al die baie nasies kom woon. 'n mooi en 'n groot boom, wyd verspreide takke, sy wortels het tot by baie water gekom. Ek het hom 'n mooi boom gemaak. Ja, God doen dit. Hy doen dit met nasies en volkere, want hy wil hulle gebruik. Hy wil hê hulle moet hulle bekeer en na hom toe kom. Amerika, Midde-Ooste, magtige lande, Rusland, Suid-Afrika, ons regering. 'n mooi boom, die kerk van die Here, ek en jy as Christene, en kyk wat gebeur, sy hoogte het hom hoogmoedig gemaak. Daarom het ek hom oorgegee in die mag van die gesagvoerder oor die volke, en dan uitgekry wat sy boosheid verdien, vreemdes het hom afgekap en hom omgegooi. Daar kom nie weer iets uit nie. God wil van stompe, wil hy magtige bome weer maak, deur sy gees. En dis die geheim dan in Jesaja 11, nie menslike krag en mag nie, die gees van die Here sal op hom rus, bly, nie kom en gaan en so, op hom bly, indring, soos die sap in 'n stam en in die takke, die gees wat wysheid en insig gee, jy sal weet wat is reg en verkeerd, jy sal die regte besluite kan neem, jy sal weet wat is voordelig, wat is nadelig, die gees wat raad en sterkte gee, jy sal nie moedeloos deur die lewe ronddwaal nie, jy sal weet wat moet ek kies, en jy sal die krag hê om dit uit te voer, die gees wat kennis verleen, eerbied vir die Here, kennis om God intiem persoonlik te ken, die takke en die lote wat een is, deel van die stomp, en eerbied vir die Here, die Hebreëse woord kavod, om die swaarste te weeg, bewondering vir God, afhanklikheid van God. En die takkies sal vreugde vind in die diens van die Here. Bring die afgekapte boomstompe. Miskien het hy omgewaai en daar is nog wortels. God vestig weer, God maak van 'n boomstomp weer 'n boom, van my en jou, so dikwels ek en jy afgekap. Amen.